Goeiedag, liewe vriende. Ons is by die tweede in ons reeks vir die week van gebed, oor die bome van God se genade. En vandag lees ons een van daai interessante gedeeltes in die Bybel, wat ou nogal 'n bietjie aan die dink sit en laat wonder. Net 3 versies, net 3. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die geleentheid om ook hier die tweede keer by mekaar te wees virtueel. En dat ons weer u woord kan lees en daaroor kan nadink. Ons bid, Here, dat u deur die woord en deur die Gees in ons lewens sal kom werk. Dat u ons radikaal nuut sal maak. Dat ons van binne af al meer die beeld van Jesus in hierdie wêreld, wat dit so nodig het, Here, sal vertoon. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons teksgedeelte vir vanoggend is dan ook Markus. Markus, hoofstuk 11, en daar lees ons vers 12 tot by vers 14. Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Die disippels het dit gehoor. Dan vers 20. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verby gaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagte aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle. Elke een wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Net tot daar, vriende. Ek het eintlik 'n klein bietjie verder gelees as wat ek wou, maar julle het dit gehoor. Markus 11 vers 12 tot 14 is die kern van ons gedeelte. Vriende, met die lees van hierdie 3 eerste verse wat ek gelees het, ek moet nogal sê, was ek baie diep geskok gewees. Toe ek regtig gaan stil word en net luister na wat hier afspeel in hierdie 3 verse. Ek kon nie glo dat dit Jesus is wat hierdie vyeboom vervloek nie. My asem weggeslaan. En dit bloot omdat hierdie boom, omdat hy honger was en hierdie boom geen vrugte aangehad het nie. Wow. Dan lees ek nog by dit was nie eers vye tyd nie. So wat het Jesus dan nou verwag moet gebeur? Het hy dan nie geweet dat dit nie vye tyd is nie? Wat gaan hier aan as Jesus hierdie boom so vervloek? Het hy dan maar net 'n slegte dag tot nou toe beleef? Nie lekker geslaap die vorige aand nie? Ek moet sê, Jesus se optrede is redelik ekstreem, sou julle nie saamstem. Dit is eintlik buite karakter vir Jesus om so op te tree. Dan
dan delf ons 'n klein bietjie dieper. Dan besef ons binne die konteks van hierdie gedeelte, Jesus is op pad Jerusalem toe. En dis die laaste keer wat hy Jerusalem sou besoek. In der waarheid is hy op pad om gekruisig te word. En dalk het hy dit altoe reeds besef. Dalk het dit 'n klomp spanning by hom meegebring, 'n klomp, ou wil dit amper nie sê nie, onsekerheid. 'n innerlike stryd. Maar dit is ook belangrik om te besef, vriende, dat die vyeboom as 'n simbool vir Israel baie belangrik was. Want sien, 'n vyeboom het Israel gesimboliseer. Ons lees daarvan in Hosea 9, ook in Jeremia. Trouwens, die vyeboom as sulks en vyeblare kom dwars deur die Bybel baie keer voor, ook vye. En 'n vrugdraande vyeboom het die getrouheid aan die verbond gesimboliseer. 'n boom sonder vrugte het oordeel uitgespel. So wat het ons hier? Ons het hier 'n simbool wat na Israel verwys, 'n simbool wat nie aan die vereistes voldoen waaraan dit behoort nie, naamlik om vrug te dra nie. So, probeer Jesus nie dalk vir ons iets anders vertel as dat hy bloot honger was nie. Ja, en nou begin Jesus se optrede dalk 'n bietjie meer sin maak, sou julle nie saamstem nie. Dit lyk vir my, dit gaan nie net daaroor dat hy honger was nie. Dit gaan veel verder en dieper as dit, my vriende. Ek sal ons sê, wag net, so klein bietjie, stop die lorry. Jesus se optrede was nog steeds ekstreem. Die boom was vol groen blare. Dit sê die teks tog vir ons. Dit moet tog vir iets tel, dink julle nie? Wel, hier is die ding, vriende. Vyebome het blare gekry en dan saam met daardie blare word daar gewoonlik sulke klein voorvytjies gevorm. Amper se vye wil 'n mens sê. So 'n halfe voorteken van dit wat dalk nog kom, dat daar wel vye op pad is. Al is dit nie nou die tyd vir vye nie, het hierdie klein vytjies gesê, vye is op pad. Maar hier was niks. Net groen blare. Zikalon, niks, vriende, niks. Toegepas op Israel, sê Jesus dan vir ons hier, Israel, julle is vol pretensie. Julle gee voor om vreeslik geestelik te wees. Julle doen alles wat die wet sê en nog meer. Die rituele en die feeste, maar vir julle medemens gee julle niks om nie. Vir geregtigheid gee julle niks om nie. Daar is geen vrugte aan julle vyeboom nie, net blare. Geen voorvye nie, net blare. Uiterlike tekens van geestelikheid, maar sonder opregte liefde, geregtigheid, gehoorsaamheid en toewyding, sonder 'n diep, intieme liefdesverhouding met God en jou naaste, Israel.
Wat Jesus dus vir hulle sê, my liewe vriende, Israel, julle het niks meer geword as 'n weergalmende gong, soos 1 Korintiërs 13, die 2020 vertaling dit stel. Die verhaal wat op hierdie ene volg, is die verhaal van die reiniging van die tempel. En sien, die huis van die Here het 'n nes vir rowers geword. En dit bevestig uiteindelik dat die vrye boom waardeloos geword het. Hy mag dalk groen blare hê, voorgee om iets te wees, die belofte van vrugte te hê, so op die oog af, van ver af. As jy naby kom, dan is daar niks. Iemand gebruik die uitdrukking, en ek hou nogal daarvan, hy sê, what matter most? Het is nie die blare nie. Het is die vrugte. Sigbare vrugte. 'n empatiese hart. 'n omgee hart. Werklike vrygewigheid en behulpsaamheid, wat niks terugverwag nie eers 'n dankie terugverwag nie. Toewyding en heiligheid. God wat nie opsioneel in jou lewe is nie, maar die eerste plek in jou lewe inneem. God wat nie net 'n middel tot 'n doel is nie, maar die doel self is. In Afrikaans het ons 'n pragtige woord vir wat ek hier beskryf het. Skynheiligheid. Ken hom? Dit is gebruik om baie maklik en baie gou. Kom van 'n Griekse woord wat eintlik verwys na die drama wêreld in die ou Griekse tyd. Want sien, in die drama wêreld van die ou Griekse tyd het hulle 'n masker opgesit wat die karakter verteenwoordig wat die akteur speel. Julle kry die punt, nee. Skynheiligheid beteken in ons konteks dat ons voorgee wat ons nie is nie. Ons gee voor. Ons vroom mombakkies op. Maar ons het 'n kliphart. Ijskoud. Ijskoud. Jesus sê baie duidelik in hierdie teks vir ons vriende. Pretensie, voorgee, maskers, skynheiligheid, lei tot God se oordeel. Die vriende, ek hoor dit elke liewe dag van my lewe. Die geweldige kritiek wat daar teen die kerk is. En 'n groot deel van daai kritiek teen die kerk het juis hiermee te doen. Mense kyk na die kerk en sê, ja, dis net 'n voorgee. Dis mooi geboue en goeie fasiliteite, netjiese tuine. Nee, die ouens woon die eredienste by en hulle sing mooi lofliedere. Hulle is geestelik dood. As by die werk kom, vloek en skel en hulle lelik met mekaar en probeer een die ander indoen en een is jaloers op die ander een se suksesse. Ons sien dit in die megakerkbeweging, in die charismatiese megakerkbeweging, vriend. Ja, hulle is so geestelik, hulle kan profeteer en hulle kan genesingswonders doen. Maar jong, laat dit tyd word om die kollekte op te neem. Dan vlieg die pastoor met 'n jet die hele wêreld vol. In die naam van die Here.
buit hy die ouens wat hier so sit uit. Hy manipuleer hulle om sy eie sak vol te maak. En een na die ander megakerkpastoor val in 'n val van die wa af. En een na die ander kerk maak toe. Ek moet sê, is nie net die megakerk nie. Gebruik dit bloot as 'n voorbeeld. Dit is ook waar, selfs van kleiner gemeentes, vriende. Maar dit gaan veel verder as bloot 'n organisasie soos die kerk. Want hierdie gebou beteken niks. Dis sy lidmate wat van hierdie gebou of aan hierdie geboue waarde gee. Ons bestaan uit lede. Ons sing baie maklik, all is well with my soul. Maar waar is die vrugte? Wat beleef mense wanneer hulle hier instap? Met watter verhale gaan hulle terug huis toe na die wêreld toe oor wat hulle hier ervaar en beleef? Het hulle maar net ouens gesien wat uitroep, all is well with my soul? Of het hulle opregte liefde hier beleef? 'n warmte wat hulle omvou, wat hulle dra, wat hulle nie veroordeel oor wie of wat hulle is nie, of hoe hulle lyk nie, maar wat hulle laat tuis kom. En mag ek dit by sê, vriende, ons is nie volmaak nie. En hierdie is geen verskoning nie, maar ek sê altyd, die kerk is 'n plek vir stikkende mense. Nie vir volmaakte mense nie. Stikkende mense wat weet hoe stikkend hulle is. En dit is net stikkende mense wat ander stikkende mense kan help. Dit was Israel, dit was die fariseërs en die skrifgeleerdes 'n probleem gewees. Hulle het gedink hulle is hierdie perfekte mens. Hulle het hulle eie gebrokenheid en foute nie raak gesien. Hulle het die hele tyd anders en uitgewys. All is well with my soul. In Galasiërs 5 sê die vrug van die Gees daarteenoor is vriendelikheid, liefde, geduld. Noem dit op. Ek het 'n vraag vir ons vanmôre, vriende, en dit is, kan hierdie vyeboombeeld ons help hier in Highfields gemeente? Kan dit ons help om in die eerste plek ons eie geestelike welstand te meet, te beoordeel? En kan dit die geestelike welstand van ons as 'n gemeente meet? Wat moet ek en jy in ons eie persoonlike lewens doen sodat ons nie net blare is nie, maar dat ons werklik vrug dra? Begin by een daad van liefde. Nie by groot goed nie.
Wat kan ons as 'n gemeente doen om nie net blare te wees nie, maar regtig vrug te dra? 'n Tuiste vir gebroke siele, stikkende mense. Yeah. All is well with my soul. Waar is die vrugte? Here, mag hierdie vrye boom baie vrugte dra. Amen.